Welkom, waar jy ook al vandag kyk, in jou huis, alleen of saam met ander. Ons glo dat God oral is. Sy stil wees beteken nie sy afwesigheid nie. Ek is Dominee Natasha Du Plessis. Hierdie is nie net 'n video nie. Hierdie is 'n uitnodiging om weer te hoor wie ons in Christus is en om te ontdek hoe God ons saamroep, selfs in 'n tyd van verdeeldheid. Neem 'n oomblik, haal asem, wees net hier, want God is reeds teenwoordig. Vandag se skriflesing kom vanuit 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18. Dit is die opskrif verdeeldheid in die gemeente. Kom ons lees saam. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eengesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, omdat van Chloe se mense my vertel het dat daar oneenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat tot een sê, ek is vir Paulus, een, ek is vir Apollos, een, ek is vir Cephas, en een, ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie. Behalwe Crispus en Gaius, niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die gesin van Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Is dit nie 'n pragtige gedeelte nie? Ek vermaan julle broers en susters in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eengesind sal wees en dat daar geen verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome verenig sal wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Want die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dit is die woord van die Here. Julle, Paulus skryf hierdie woorde aan 'n gemeente wat lief was vir God, maar wat begin het om mekaar te verloor. Korinthe was 'n stad vol idees, invloede en sterk persoonlikhede. En stadig maar seker het mense begin sê, ek hou meer van daardie leier, daardie dominee. Ek stem meer saam met hierdie manier van dink. Ek is meer geestelik as hulle. En Paulus sny reg deur dit alles met een vraag. Is Christus dan verdeeld? Dis 'n vraag wat ook vandag nog diep sny. Ons leef in 'n wêreld waar dit maklik is om kante te kies, selfs binne die kerk, selfs tussen gelowiges, selfs met ons emosies wat soveel onderdrukkend is, dat jy keuses maak, wat partykeer ons ondergang beteken. Maar Paulus herinner ons, die kerk is nie 'n gebou op voorkeure, style of menings nie. Die kerk is gebou op Jesus Christus alleen. En dan wys hy ons terug na die hart van alles. Christus, wat op die kruis gesterf het. Die kruis is nie indrukwekkend nie. Dit is nie slim of strategies nie. Dit pas nie by menslike wysheid nie. Maar juis daarom bring dit ons by mekaar en is dit juis strategies en slim. Want by die kruis staan niemand hoër as 'n ander nie. By die kruis het niemand iets om op te roem nie. Ons staan almal gelyk,
afhanklik van genade en wanneer Christus weer in die middel kom, begin verdeeldheid sy krag verloor. Dit is ook hoekom gemeenskap en diens so belangrik is. Wanneer ons saam dien, wanneer ons saam bou, wanneer ons saam God se liefde begin uitleef, word ons minder besig met onsself en meer oop vir mekaar in Christus. God roep ons nie net om saam te glo nie, maar om saam sterker sy liefde te weerspieël in hierdie wêreld, om die sout en die lig te wees vir hierdie aarde. Dis nie maklik nie, veral nie in die begin nie, maar dit is die moeite werd. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, ons bring vandag ons harte na U toe, met alles wat ons saamdra en alles wat ons soms van mekaar skei. Vergewe ons waar ons kante gekies het, eerder as liefde. Vergewe ons waar ons menings bo U kruis gestel het. Bring ons terug na die middelpunt. Bind ons saam in die genade, dat ons leer om weer een te wees. Nie in onsself nie, maar in U. Gebruik ons lewens om U liefde sigbaar te maak, waar ons ook al is. Ons vertrou U, Here, want U is hier. Dis nou tyd dat ons daardie keuse maak, om meer te groei in U en U leiding van die Gees te vat. Amen.